Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Praat ek met so ek is in daai snaakse ouderdomsgroep waar daar's 'n sekere ouderdom wat ek weet nie of ek moet oom sê en of ek nie moet oom sê nie, en as ek oom sê, partykeer offend ek hulle, en as ek nie oom sê nie, partykeer offend ek hulle, en so ek gaan dit net sê, ek praat rukkie terug met 'n oom, maar dis nie dis nie 'n oom, Julle sien wat ek bedoel. Maar ons gesels so, en die ooms nie in die kerk nie. Inteendeel, hy's iemand wat ek ken van Newcastle, en ons sit en gesels, nie so lank terug nie, op een van my en Catherine se trip soontoe het ons by mekaar gekom, en ons het 'n koffietjie gedrink, en ons gesels so, en hy maak hierdie opmerking, en hierdie opmerking het met my gebly van daai dag af, en hy sê vir my, jy weet, JP, daar's nie meer hoop in hierdie land van ons nie. En hy noem die goed, die ekonomie, hy noem die goed, die politiek, hy noem die goed, hy noem dit. En sy conclusion van alles wat hy genoem het, is daar's nie hoop in hierdie land van ons nie. En ek onthou, ek het huis toe gegaan daarna, en ek het gaan sit en ek het gedink en ek het gaan bid daaroor, en dit was vir my so ek wil sê 'n hartseer conclusion, 'n hartseer ding wat hy gesê het, om te sê daar's nie hoop nie, want ek kyk na daai goed wat hy genoem het, en ek ontken dit nie, ek is realisties oor dit, maar ek kyk daarna, en my conclusion is heeltemal anders as wat hy geconclude het. En my conclusion is, ja, as jy in die wêreld is, dan is dit seker so. Maar as jy in die wêreld is, dan maak dit nie saak hoe goed die ekonomie ooit doen nie. En dit maak nie saak hoe sleg die omstandighede is, of die sosiale druk, of die politiese druk ooit is nie. As jy in die wêreld is, dan is daar in elk geval nie hoop nie. Want waarop grond jy jou hoop, as jy in die wêreld is? Wat is daai ding waarop jy kan staan en sê, hierom weet ek het hoop. En daai stelling bly by my. My tema vir oggend is baie eenvoudig, dink soos 'n Christen. Think like a Christian. En as julle julle Bybels het, kan julle saam met my blaai na Efesiërs toe, Efesiërs 4. Ek lees vanaf vers 21, maar voordat ek dit lees, wil ek net gou 'n bietjie konteks gee rondom dit wat Paulus besig is om oor te praat hierso. Hier vanaf vers 17 tot 19 is Paulus besig om die heidense leefstyl te beskryf. Hy is besig om te beskryf hoe die mense wat in die wêreld is lewe. Hy sê onder andere, hy sê hulle verstand is verduister. Hulle is vervreemd van die lewe van God. Hulle harte is verhard. Hulle het hulle aan losbandigheid oorgegee. Dis nie goed wat hy noem. Hy sê, die mense wat in die wêreld is, om dit op te som, het nie hoop nie. En vir die mense wat in die wêreld is hierdie die belangrikste. En daarom verhard hulle harte, hulle verstand is verduister, hulle is vervreemd met wie God is en die lewe van God.
en hulle vind hulle self heeltemal in die donkerte. Maar dan kom hy in vers 21, en hy sê hierso, julle, nou praat hy met die kerk. Nee, hy praat met ons. Hy praat met die kerk van Christus. Hy sê, julle het tog van hom gehoor. En omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Vers 23, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So Paulus begin in hierdie vers 21 om te sê, die onderrig wat ons as die kerk ontvang het ons van hom ontvang. En hy praat van Jesus. Hy sê die openbaring, as ek dit kan noem, is gegrond in die waarheid wat in Christus Jesus is. Jesus sê, in Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En Paulus skep hierdie prentjie, as gevolg van hierdie sê hy, daar's 'n skeiding tussen hulle wat in die wêreld is en hulle wat in Christus is, hulle wat in die kerk is. En hy sê aan hierdie kant, die wêreld, die mense wat hierso is, hulle lewenstyl is verhard as gevolg van die feit dat hulle nie hierdie openbaring ontvang het wat ons ontvang het nie. Die onderrig wat ons ontvang het wat in Christus is, ons aan hierdie kant moet heilig wees volgens Paulus. Want ons het die onderrig ontvang. Daar's 'n skeiding tussen ons en die wêreld, en ek weet ons weet dit. Maar daar's 'n verskil. Paulus kom en hy sê vir ons dat die lewenstyl van die wêreld en die lewenstyl van 'n Christen kan nie by mekaar uitkom nie. Dis nie compatible nie. Daar's 'n verskil in die manier hoe die wêreld dinge doen en hoe ons as Christene dinge doen. Vers 22. Hy sê, omdat hierdie die geval is, omdat ons die onderrig ontvang het, omdat ons anders is as die wêreld, as gevolg van die openbaring wat God ons gegee het. As gevolg van dit, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Met ander woorde, hy sê nie hierso, dat julle moet beter probeer doen nie. Hy kom nie hier met 'n stel van morele reëls en waardes en sê, okay, hierdie is wat julle moet doen nie. Hy kom en hy sê, hou op die lewenstyl verwar van die Christen en die wêreld. Want daai twee is nie versoenlik nie. Hou op doen wat julle gedoen het toe julle nog in die wêreld was. Hou op om dit te doen. 'n Sterk woorde wat hy sê hierso. Omdat ons onderrig in Christus is, en Christus die waarheid is, kan ons nie langer soos die wêreld leef nie. En dan gaan hy verder, hy sê, breek met die ou, sondige mens wat in julle is, af. Breek af met hom. Dit is, ek het nie 'n Afrikaanse woord vir dit nie, so ek gaan dit nou maar in Engels sê. It's a violent action that needs to be taken. It's a violent separation that needs to be taken. Hy skep hierdie prentjie van breek jouself af met die ou mens. Hoekom? Want die ou mens kan nie meer deel wees van jou as 'n Christen nie. Jy moet anders te lyk as hierdie wêreld. Jy moet anders te praat as hierdie wêreld. Die lewenstyl van 'n Christen is nie versoenlik met die lewenstyl van hierdie wêreld nie. Hou op. Is lekker om dit te sê. Hou op. Hou op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word.
En dan is die vraag ek, maar hoe doen ons dit? Hoe moet ons nou anders wees as die wêreld? Hoe moet ons onsself so separate van die wêreld af, dat ons lewenstyl heeltemal totaal en al anders te lyk? En hy kom sê dit in vers 23, en ek fokus vanoggend op vers 23 spesifiek. Hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Kom ons fokus net gou daarop. Julle gees en gedagtes moet nuut word. As jy gaan lees, okay, vir die van julle wat Grieks kan lees, Pastor Morney daar agter. En dalk 'n paar van julle. Maar as jy gaan lees hoe die Griekse konteks en die Griekse sintaks en die sin in Grieks vloei, dan sê hy eintlik hierso, julle moet verander in die gees van jou gemoed, die gees van jou verstand. Met ander woorde, dis nie 'n opdrag vir my en vir jou om net meer positief te dink nie. Dis 'n opdrag dat jou hele denkpatroon moet verander. En baie keer wat ons doen is ons begin meer positief dink oor dinge. Ons begin meer positiewe gedagtes, beter gedagtes in te bring. En dit het sy plek en ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar as jy nie die ou wêreldse stelsel van denkpatrone uitwortel, by sy wortel uitruk nie, dan gaan daar weer bossies opkom. En ek wil sê remnants van die ou wêreldse patrone gaan weer wys in die manier hoe jy dink. Wat Paulus hierso sê is jy moet heeltemal omswaai in jou gedagtes. Jy moet die ou wêreldse stelsel uitruk, ontwortel, weggooi, klaarmaak daarmee. En dan toelaat dat die Here as deel van hierdie proses wat ons heiligmaking noem kom, deur sy Heilige Gees in jou denkpatrone van begin tot einde in Christus in wortel. Hy wil hê die oorsprong van jou gedagtes moet in Christus wees. Dis wat hy sê hierso. Dis soveel meer as net ek moet anders te nou dink. Ek moet aan ander goed dink. Dis die manier hoe my gedagtes gevorm word nuut gemaak. Julle weet wat is die Griekse woord vir die woord bekering? Dis die woord metanoia. Weet julle wat is die direkte vertaling van daardie woord? It's to change your mind. Dis waar bekering begin. Nou dis nie al wat bekering is nie, daar's meer in bekering en die konteks gee dit vir ons. Maar bekering begin by jou gedagtepatroon wat verander. Die ou stelsel van dink uitgeruk word en ontwortel word en gerig word op Christus. Dit is waar bekering begin. Wanneer ons denkpatroon verander, begin ons leef as nuwe mense wat in God se beeld geskep is. En ons leer om die wil van God te onderskei en daarvolgens te lewe. Dit is wat die volgende vers sê. Die volgende vers sê vir ons. Pastor, jy kan daai vers weer opsit. Vers 23 en 24. Hy sê julle gees en gedagtes moet nuut word. En dan sê hy lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Maar die volgorde is belangrik. Hy sê nie dat julle eers as heilige mense moet begin leef en julle gedrag verander en dan kom die verandering van julle gedagtes nie. Hy begin by die gedagtes. Hoekom? Want wat die gedagtes is en watter stelsel jy ook al volg, of jy nou die wêreldse stelsel volg en of jy nou dink soos 'n Christen, dit gaan bepaal hoe jy gaan optree. Die manier hoe jy dink gaan bepaal die manier hoe jy praat. Die manier hoe jy dink gaan bepaal die manier hoe jy optree. Dit gaan bepaal die manier hoe jy besigheid doen. Dit gaan bepaal die manier hoe jy jou vrou of jou man hanteer, hoe jy jou kinders hanteer. Dit gaan bepaal hoe jy optree in die werksplek, waar ook al. Die manier hoe jy dink is die fondasie van die manier hoe jy optree. En dis hoekom Paulus begin en hy sê die gees van jou gemoed, die gees van jou verstand, die denkpatroon wat jy het moet verander. In kort kan ek sê, hy sê vir ons hierso, julle moet dink soos Christene.
Hou op dink soos die wêreld, hou op dink soos die heidene, dink soos 'n Christen. Romeine 12, ons ken hierdie skrif, vers 1 tot 2. Paulus is ook aan die woord hierso en hy skryf die volgende, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So hy begin met hierdie opdrag, julle moet julle lewe gee as 'n heilige en lewende offer aan God. Met ander woorde, julle moet soos Christene optree. En dan sê hy daarso hoe om dit te doen. Hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Do not be conformed to the patterns of this world. Dit praat nie van individuele gedagtes hierso nie. Ek wil hê julle moet besef, dit praat van ietsie diepers. Dis ietsie meer as dit. It's talking about something that's fundamental to us as humans. Ons as mense. Want die manier hoe ons dink, bepaal die manier hoe ons gaan optree. Dis hoekom hy sê, jy kan nie jou lewe gee as 'n heilige offer, lewende heilige offer voor God, wat aanneemlik is vir God, as jy nog die denkpatrone van hierdie wêreld het nie. As jy nog dink soos hierdie wêreld dink, dan maak dit nie saak hoe goed jou aksies mag lyk nie. Die wortel is verkeerd. En dit gaan nie vir God aanneemlik wees nie. En ek kan vir julle 'n voorbeeld gee. Daar's baie ateëste in hierdie wêreld. Daar's baie mense wat nie glo nie. Baie mense wat vasgevang is in die wêreld se manier van dink, wat vasgevang is in die wêreld se manier van dinge doen. Maar hulle gee vir die armes, hulle voer die mense wat nie kos het nie. Hulle aksies lyk baie soos wat die kerk veronderstel is om te lyk. En baie keer kyk ons daarna en dan dink ons, "Sjoe, hulle is goeie mense." En ons dink as gevolg van die aksies wat hulle doen en die goed wat hulle doen, dat dit goed is, maar die waarheid is, omdat die wortel nog gegrond is in hierdie wêreldse stelsel, en hulle dink nog soos wat die wêreld dink, sê die woord vir ons goeie werke is soos wat? Filthy rags. Hoekom? Want as dit uit hierdie wortel uitspring, dan is dit nie goeie vrugte nie. Then it's not good fruit. Mag dalk goed lyk. Jy mag dalk na die boom kyk en appels sien en dink, "Jo, dit lyk lekker." Totdat jy die hap vat en jy besef, hier's wurms hier binne. Nou, ek sê nie die mense is wurms nie, okay? Ek sê nie die mense, hulle is verlore siele wat gered moet word. Moenie hoor wat ek nie sê nie. Wat ek sê is die gedagte patroon van die wêreld kan nie inmeng met die Christense lewenstyl nie. Dit is onmoontlik. As jy jou lewe wil gee aan God as 'n lewendige heilige offer, dan begin dit hierso by die gedagtes. En hy sê, moenie gelykvormig wees in hierdie wêreld nie. Moenie soos hierdie wêreld dink nie. Laat toe dat God jou kom verander. Be transformed. Kom word vernuwe deur julle denkpatrone. Die manier hoe jy dink. Die wortel wat in Christus moet wees. En dit is vir my en jou belangrik om dit te doen en om dit te besef, want as julle, waar is die Faith Foundationers? Kan ek dit gou sien? Is lekker om julle te sien. So, by Faith Foundations die laaste paar weke praat ons oor die geesteswêreld. En ons het bietjie gepraat oor geestelike oorlogvoering. En ek het die stelling gemaak Dinsdag aand en ek gaan dit hierso maak. Die geestelike oorlogvoering vind hier plaas. In die gedagtes. Hoekom is dit belangrik vir my en vir jou om ons gedagtes te wortel in Christus? Want
Dis waar geestelike oorlogvoering plaasvind. As jy my nie glo nie, lees saam met my. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Hy sê, weer eens Paulus wat skryf, hy sê, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Waarvan praat hy hierso? Hy praat hierso van die geestelike oorlog. Hy sê, ons is in 'n menslike liggaam, ons is vlees en bloed, maar die stryd wat ons stry is nie 'n menslike stryd nie. Efesiërs 6, we wrestle not against flesh and blood. Maar dan gaan hy aan, okay? So dis die konteks. Hou die konteks in gedagte. Ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. En dan sê hy, daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Waar vind redenasies plaas? In die gedagtes. Waar word die kennis van God aangeval? In die gedagtes. Want as die vyand kan regkry om jou te laat dink soos die wêreld, dan weet hy het 'n oop deur in jou lewe. Dan weet hy kan jou beïnvloed tot op 'n manier waar jy begin optree soos hierdie wêreld. En die vyand, ek het dit ook Dinsdag aand gesê en ek gaan dit ook hierso sê, die vyand doen hierdie al lank. Hy's 'n leienaar, maar hy's nie 'n slegte leienaar nie. Hy's 'n bedrieër, maar hy's nie 'n slegte bedrieër nie. Hy doen dit nou al vir lank, hy het experience. En as ek en jy nie ons gedagtes in Christus wortel nie, dan gaan ons begin dink soos die wêreld. En wanneer ons soos die wêreld begin dink, dan gaan ons begin doen soos die wêreld. En as ons soos die wêreld begin doen, dan gaan ons wegdryf van Christus af. Want daar's 'n skeiding tussen ons as Christene en die wêreld. And we need to decide on which side we are on. En dis hoekom hy hierdie skrif dan afsluit. Met ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So die oomblik wanneer ek 'n gedagte het, moet ek myself vra, waar lê hierdie gedagte? Is hierdie gedagte in lyn met Christus? Of is dit soos hierdie wêreld? En dan moet ek besef, as dit nie is nie, as dit 'n gedagte is wat in lyn is met hierdie wêreld, dan is dit 'n wapen van die vyand, dan is dit 'n aanval teen die kennis van God waarvan Paulus hierso praat. Dan is dit 'n vesting, dan is dit ek kan dit noem hierso. Die redenasies. Elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Dan is dit, dan moet ek dit gevange neem om dit gehoorsaam te maak aan Christus. Dan moet ek daai gedagte vat en sê, nee, jy gaan nie jouself hierin wortel soos wat die wêreld wil hê nie. Ek gaan jou vat en ek gaan jou wortel in Christus, sodat jy gehoorsaam kan wees aan hom. Because hierdie is hoe Christene dink. Dit is hoe Christene dink. So dit gaan oor die geestelike oorlog waarin ons is. Onder andere. Die rede hoekom dit vir my en vir jou belangrik is, om te besef dat ons kan nie soos hierdie wêreld dink nie, en ons moet ons gedagtes verander om soos Christus te wees. Ons moet dit besef, want as ons dit nie doen nie, dan is daar 'n blind spot. En as daar 'n blind spot is, dan is dit so maklik vir die vyand om te kom. En vir die vyand om in te kom, die woord sê in Efesiërs 2, dis nou nie op my notas nie, so ek gaan dit net hierso lees. Maar in Efesiërs 2, dan kom Paulus weer, en ek beloof ek het nie net Paulus se briewe net gekies, want ek hou van Paulus, maar dis nie hoekom ek net Paulus se briewe lees nie. So Efesiërs 2 vers 1 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, julle was in die wêreld. En dan sê hy, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het, julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld
en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. Sjoe, pastor, jy is baie vinnig met daai skrif. So kyk wat sê hy hierso. Hy sê toe julle in die wêreld was, het julle gedink soos die wêreld, julle het opgetree soos die wêreld, julle het gepraat soos die wêreld en terwyl julle hier was julle gelei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. Nou is my vraag aan jou, okay, hoe die vyand dit gedoen? Het hy homself manifesteer voor jou en gesê, hey, jy behoort aan my, so jy gaan dit en dit doen, kom ek wys jou alles wat... Nee, dis nie wat hy doen nie. Dis nie wat hy gedoen het nie. Maar hy het gedagtes kom plant. Hy het jou kom lei, deur dit wat jy dink. Want jy het soos die wêreld gedink. Jy was dood in jou sonde, jy was dood in jou sondige natuur. Jy was aan hierdie kant gewees, en die vyand het so jou gelei, en toe kom Jesus. En die onderrig wat ons ontvang het, soos wat Paulus hierso skryf. Die onderrig wat ons ontvang het, is in hom. En is gevestig in die waarheid in hom. En as gevolg daarvan, kan ons nou wegbeweeg daarvan af. En sê, dit was hoe dit voorheen was, maar is nie meer hoe dit is nie. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe, ons is deur ons sonde begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het, vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortreding, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Sien julle hoekom is dit belangrik vir my en vir jou, om te dink soos Christene? En nie te dink soos hierdie wêreld nie. Om nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld nie. Want wanneer ons gelykvormig is aan hierdie wêreld, dan kom die vyand en hy kom beheer ons lewens. En hy kom sit temptations in jou en my lewe, want hy weet dit is die lustigheid van my vlees, wat dit nie kan weerstaan op my eie nie. Maar God, ek glo wat, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons kom lewend maak saam met Jesus. Die openbaring van Jesus, die onderrig van Jesus, die waarheid wat in Jesus is, het jou en my kom lewend maak, en nou kan ons anders te begin dink. Nou kan ons soos Christene dink. En die vraag is, hoe dink Christene? Filippense 4 vers 8. Is weer eens Paulus wat skryf. Hy sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Hy begin, hy sê alles wat waar is. Wat is waar? God se woord. Jesus bid in Johannes, en dan sê hy daarso, hy bid en hy sê, mag hulle, en dan praat hy van ons, die gelowiges wat kom, mag hulle self toewy aan dit wat waar is, die waarheid, en dan maak hy hierdie stelling, u woord is die waarheid. Ons het dit nou gesê, Jesus self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die vraag is die gedagtes wat ons het, in lyn met die woord van God? Ek vat dit terug na, miskien het ek net die persoon waarmee ek gepraat het, ek kan sê oom nie, die persoon waarmee ek gepraat het, in jou kaas, ek vat dit terug daarna toe, waar hy gesê het, daar is geen hoop nie. En vraag ek die vraag, is dit waar? Nee, dit is nie. Hoe kan dit waar wees as die woord vir ons sê, maar daar is hoop in Christus? Hoe kan dit waar wees om te sê, man, as gevolg van die ekonomie, en jy kry twee extremes, jy kry die extreem wat sê, daar is hopeloos, dis alles, dis bad, daar's niks hoop nie,
julle moet so vinnig as moontlik uit hierdie land uitkom. En dan is daar die ander kant wat sê, man, die ekonomie gaan beter gaan en jy weet, alles gaan kumbaya wees en ons almal gaan goed oor die weg kom en nie een van die twee is waar nie. Die waarheid is in die woord. En die woord sê vir ons, dit maak nie saak hoe sleg die ekonomie is nie. Dit maak nie saak hoe sleg die politieke toestand in die land is nie. Dit maak nie saak hoe bad dinge gaan nie. God bly in beheer. Die woord sê, julle gaan deur swaar tye gaan. Julle gaan deur swaar tye gaan, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Dis die waarheid van die woord. Dis die waarheid van die woord, dit wat waar is. God is met ons ten spyte van die toestand. Ons hoef nie te vrees nie. God is in beheer. Hy sê dan volgende, alles wat edel is. Dit is alles wat waardig en eerbaar is. Jy vra jouself die vraag wanneer daar 'n gedagte opkom, is hierdie gedagte besig om my te dryf verder van Christus af, of is dit besig om my karakter te vorm in die beeld van Christus in? Dan is dit 'n edel gedagte. Dan is dit 'n waardige gedagte. Hy sê alles wat reg is, dit verwys na God se geregtigheid, wat regverdig, wat moreel in lyn met sy woord is. Is dit waarna ek dink, is dit reg? Is dit goed? Is ek besig om 'n paar jaar terug, ek kan nie onthou presies wanneer nie, maar pastor Dani het 'n aandiens gedoen waar hy gepraat het oor skinder. En hy het gesê skinder is bad, as jy gewonder het wat sy opinie is, skinder is bad. Maar ek sit en wonder partykeer, hoeveel keer skinder ons nie met onsself oor mense nie, in ons gedagtes. Waar ons begin sleg dink van mense. Waar ons begin dink, man, hulle is nie goed genoeg nie, of kyk wat het hulle nou weer gedoen, en soos wat die fariseer gebid het, dank die Here, ek is nie soos hy nie. Dank die Here, ek is nie soos hy nie. Is dit 'n edel gedagte? Ons word die opdrag gegee, ons moet ons gedagtes gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Alles wat rein is, dis wat skoon is, wat heilig is, wat deur God ingestel is. Alles wat mooi is. Nou, hulle sê that beauty is in the eye of the beholder. Maar ek praat van iets wat dieper is as net dit. Ek praat nie van 'n mooi skildery nie. Okay, ek praat van 'n siel wat tot redding kom. Ek praat van iemand wat eerlik is. Ek praat van integriteit. Ek praat van nederigheid. Eienskappe wat God gesê het, dis mooi. Dis wat ek wil sien. Dis wat ek wil sien in my kinders. Alles wat prysenswaardig is. Dit wat waardig is om te erken en om waardeer te word. Ek vat dit terug na die skinderpunt toe. Hoeveel keer dink ons aan mense, dan dink ons, hulle is sleg. Of wat ook al. Maar wat van die goeie kwaliteite wat God in hulle gesit het? En veral wanneer dit boetas en sissies is wat in die koninkryk van God is. Wat van die mooi eienskappe, die talente wat God vir hulle gegee het? Is ons besig om ons gedagtes te vorm in lyn met God se woord, of is ons besig om dit te vorm in lyn met die patrone en die denkpatrone van hierdie wêreld? Ons vang elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid van Christus. Ek sluit af met hierdie gedagte, wanneer ons as Christene begin dink soos Christene, dan is ons besig om ons fokus terug op God. En imagine net vir 'n oomblik as ons as 'n kerk dit saam doen. Imagine as ons as 'n kerk, ons as 'n gemeente, ons as 'n liggaam, ons as 'n familie, dit saam begin doen en sê, elke gedagte wat ek het, gaan ek gevange neem.
En ek gaan seker maak dat my gedagtes gerig is, soos wat Filippense sê, op dit wat goed is, dit wat mooi is, dit wat prysenswaardig is, dit wat edel is, dit wat rein is, dit wat mooi is. If I start thinking that way, hoe gaan ons mekaar begin hanteer? Hoeveel nie te meer gaan ons vir mekaar begin intree in gebed? En mekaar bring na die Here toe. Hoeveel nie te meer gaan ons mooi wees met mekaar en vriendelik wees en die voorbeeld. Ons is klaar die kerk wat gekenmerk is deur die drukkies wat ons gee. Ons kan meer as dit doen. Nie swinkies nie asseblief. Maar wat van 'n kerk wat begin dink soos Christene? 'n Kerk wat hulle gedagtes rig op die waarheid van God se woord. Omdat die onderrig wat ons ontvang het van hom af, gevestig is in die waarheid van Christus. Imagine dit. Die skrif net voor hierdie skrif in Filippense sê, bring al jou begeerte na God toe deur danksegging, gebed en smeking, en dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, die wag hou oor julle harte en oor julle gedagtes. As ons dit begin doen, imagine die vrede wat daar sal wees in jou wese, nie noodwendig in jou werksplek nie, maar in jou wese oor jou werksplek. Imagine jy kan maandag opstaan sonder stres. En jy kan werk toe gaan met die vreugde van die Here in jou. Ten spyte van wat daar gebeur. Want jy dink soos 'n Christen. Jy dink soos 'n Christen. Saam met Jesus.